Links en rechts, rug. Yes, ready, yes. Windtrekkers, aandag. Die volgende bevel sal as die nasionale lied aan het. Stryk die vlaag. Wat mekaar verstaan, die vrij natuur, de nieuwe kracht, vul ons met vuur, vir elke dag, hand aan hand, bring ons na die lig, behoordoel, is ons so gerug, behoordoel, is ons so gerug. ZZ2 span, ek hoop die span kan later vriende word. Ek wil ook graag daarop verwys as vennote, maar ons het 'n gewoonte om baie goeie vriende te word. So ek wil julle verskriklik welkom sê en ook deur uitnodiging van hierdie oomblik af rig is dat daar nooit gevra te word of die kamp besoek kan word of ons gou kan kom kyk of kan vir ietsie kom bywoon of kyk hoe gaan dit met 'n kursus of net te kom sit en gou 'n middagete saam met ons te eet nie. Dis ook 'n uitnodiging wat nou vir altyd staan. Ons het tog al gewoon om dit vir 'n lang tyd te doen. So dit is uitnodiging vir 'n paar dekades waarskynlik hopelik sal staan. Daar's vir my belangrike 4 goed wat uitstaan hierdie jaar. Die mees eerste of die belangrikste is die 100-jarige viering van Afrikaans as amptelike landstaal wat ons hierdie jaar vier. Ons gaan nie op die kamp vreeslike aanbiedings hieroor maak nie. Ons gaan baie mooi Afrikaans praat en ons gaan baie goeie kampvuur-items rondom Afrikaans doen. Ons gaan nie dit is wel ek het vanaand die amptelike kamp tent aan en agter op my tent sien is daai taalmonument met die eeuwfees met die voortrekkerwapen is agter op my rug. En die voorste deel is dan die kamp tema met die instipnaam. Die kamp is hierdie jaar 63 jaar oud. Die 63ste kamp. Ons is 64 jaar oud. Settingsvermoë het vasbyt geberg. Hartseer was in die orde van die dag. Die plan van vrywees het die rigting gewys. Daar was besondere leierskap. Daar was nie een van hierdie uittogte waar dan nie drukboeke opgeteken is van bittere hartseer nie. Want 'n uittog beteken 'n afskeid. Dit beteken verlies op pad. Ons 'n klomp goed wat nie noodwendig altyd vreugde is nie. Dis ooreenkomste tussen hierdie verskillende eksodusse.
wat gedoen moes gedoen word. Hoekom kon ons nie bly nie? Dit was 'n totale verval oor jare. Diefstal elke paar maande. As ek 'n oproep kry van Fortune, dan weet ek hulle weer by ons plek ingebreek. By ons goed gesteel. Veiligheid was 'n groot oorweging geweest. As die buitegroep in die aand hulle skuiling lê, dan sien hulle flitse onder in die vallei. Ons wat diere stroop en in die veld stap. En dan natuurlik die verhouding met die owerhede totaal en al verkrummel. Ons kon nie eens meer met hulle praat nie. Ons kon nie eens meer sin met hulle praat nie. Hulle wou eintlik nie eens meer na ons luister nie. En die foto's moet willekeurig deur mekaar, want dis hoe ek gevoel het toe ek die foto's deur mekaar het. Die foto's verdien nie orde nie. Daar was besondere leierskap. Hierdie foto is die 5 leiers, die 5 kampleiers, en Werner, en Chris, en Jan wat tans in die kombuis werk, Willie Matthijsen onder, en ek is per toeval in die foto daaronder, Willie Matthijsen, en dan my span wat hier so op geketsie staan, ek staan daar in die middel. Op hierdie skuifie, soos julle kan sien, is daar ook 'n spanne en 'n dagbestuurder wat agter hierdie mense staan. Ek het die voorreg gehad om op die skouers van die reuse te staan. Tommy en sy ZC2 span, ek hoop die span kan later vriende word. Ek wil ook graag daarop verwys as vennote, maar ons het 'n gewoonte om baie goeie vriende te word. So ek wil julle verskriklik welkom sê en ook deur uitnodiging van hierdie oomblik af rig is dat daar nooit gevra te word of die kamp besoek kan word of ons gaan kom kyk of kan vir ietsie kom bywoon of kyk hoe gaan dit met 'n kursus of net te kom sit en gaan middagete saam met ons te eet nie. Dis ook 'n uitnodiging wat nou vir altyd staan. Ons het ook al gewoond om dit vir 'n lang tyd te doen. So dit is 'n uitnodiging wat vir 'n paar dekades waarskynlik hopelik sal staan. Daar's vir my belangrike 4 goed wat uitstaan hierdie jaar. Waarskynlik die mees eerste of die belangrikste is die 100-jarige viering van Afrikaans as amptelike landstaal wat ons hierdie jaar vier. Ons gaan nie op die kamp vreeslike aanbiedings hieroor maak nie. Ons gaan baie mooi Afrikaans praat en ons gaan baie goeie kampvuur-items rondom Afrikaans doen. Dit is wel, ek het vanaand die amptelike kamptemp aan en agterop by temp sien is daai taalmonument met die eeufees met die voortrekkerwapen is agter op my rug. En die voorste deel is dan die kamptema met die Lindstednaam. Die kamp is hierdie jaar 63 jaar oud. Die 63ste kamp. Ons is 64 jaar oud. En nog steeds na al die jare. De zon is nog hier. En nieuwe dromen in ons geboren. Soos die toekomst van voor ons. Ons vergeet nooit die verlede. Maar het is deel van ons. En als ons trek ons aan. Voortrekkers by die naam. En die spore wat ons los. Die spore het soveel gekos. En nog steeds na al die jare. De zon is nog hier. En nieuwe dromen in ons geboren. Soos die toekomst wat voor ons. Ons vergeet nooit verlede. Want is deel van ons. Is deel van ons. Want is deel van ons. Is die spore wat ons los. Ek het weer verstaan hoekom ons 'n beweging is en nie 'n organisasie is nie. Voortrekker beweging, nie 'n voortrekker organisasie nie. Ons is 'n beweging. En die rede daarvoor is dat ons kan reis, ontdek en horisonne verken. En ons moet ook net weer opnuut onsself daaraan herinner dat ons nooit kan sê dat ons gearriveer het nie. En hierdie skuif het waarskynlik dit vir my baie baie duidelik gemaak. Die reis begin reeds in 1961 toe Werner Lou saam met 'n goeie vriend, Percy 5 op sy plaas rondstap. Hy deel sy ideaal met Percy en die res is geskiedenis. In 1962 kamp die eerste verkenners. En dit was die begin van Percy se plaas
En later na Percy se dood, Percy natuurreservaat, Percy 5 natuurreservaat, dan praat hy nou van 'n nalatenskap. In 2024 of in 2024 moet die volgende geslag 'n besluit maak. Een van die moeilikste wat nog ooit van enige dagbestuur verwag is. Die kamp moet skuif. Vir redes wat op die oomblik nie nou baie belangrik is nie. Word opsies oorweeg en word dit duidelik dat Linslip moet trek sonder 'n terugkom, trek sonder en om alles agter te los, trek sonder om terug te kyk. Die vraag is waarheen? Waarheen skuif 46 jaar se tradisies, geskiedenis, kameraadskappe, stemme van ou vriende in die wind, dae en nagte saam kuier onder die son en sterre, duisende seuns en dogters word stil. Waarheen gaan ons? Verkenners, verspieders word uitgestuur en daar word opsies oorweeg. Maar die terugvoer is nie belovend nie. Die opsies is net nie volhoubaar nie. Dit laat my weer nadink oor ons ideaal, wat ons binne in ons dra, die passie wat ons het. Wat beteken selfbehoud regtig weer? Die Woordeboekverklaring is maklik. Dis 'n eenvoudige verklaring. Die Woordeboek verklaar die volgende: as jy selfbehoud is die houding, kennis en vaardigheid wat nodig is om jouself onder enige omstandigheid sinvol te kan handhaaf. En die waardevolle deel van daai kort definisie is sinvol. Al baie mense wat hulle self kan handhaaf op allerlei maniere en waarskynlik beteken dis kan barbarisme grens, maar sinvol te kan handhaaf. Dit is selfbehoud. Wat sê van Werner Lou in 1986, toe die vraag weer van gevra word oor hierdie ideaal wat hy dra. Wat belangrik van hierdie foto is hier staan nou Werner Lou, stigter van Linslip. Chris Jordan was die tweede kampleier van Linslip en 'n jong man in 1990 het nog nie eens 'n droom gehad, hy is nog nie eens getroud gewees nie. Staan daar reg, so 3 van die 5, hierdie kamp het nog net 5 kampleiers gehad. 3 van die 5 kampleiers is per toeval in hierdie foto wat ek sal 'n baie jare later kampleier word, maar dat ek by daar reg staan en dan Werner Lou hierso. Hier is die twee daar's 3 kampleiers wat nog leef. Oom Werner en oom Chris Jordan is reeds oorlede. Maar wat sê Werner Lou? Hy sê Linslip is nie 'n plek nie. Nie 'n datum op 'n kalender nie. Linslip is mense wat 'n verskil maak. Van Werner bevestig weer in 86 dat wat is die fundamentele pilare wat hy in 62 in gedagte gehad het. Geleentheid te skep vir verkenners om die natuur beter te leer ken. Nou hierdie terrein en gedagte is dit op mekaar sien. Dis die 3 goed. Dis die 3 goed dis die visie wat ons vir 63 jaar al in ons harte dra. Die jeug bewus te maak van hulle afhanklikheid van die natuur. Groter dankbaarheid teenoor God sal openbaar deur met sorg die natuur te bestuur en te bewaar. Ek het al geleentheid gehad om 1 of 2 keer op die terrein te ry en hierdie ouens leef hier goed. Nie vir hulle iets waaroor hulle te dink nie. Hulle bestuur en bewaar hierdie natuur. Kom deel my lewe, deel my drome, kom ons wees altyd saam. 2 almal sy weer hier, ons sit saam om die kampvuur. Ek wonder of dit sy kan sien. Ek vra vir my waakbeerd, maar was nie die 3 tot 5 deur. Wat toe gebeur, sou jy maar net kom raai. Ek sien nog voor my aflopen. Groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Die berge naby, die riviere naby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig, daar's niks wat my God nie kan doen. Weet jy hoekom sing ons hierdie liedjie? Ons sing eintlik hierdie liedjie vir al die groot mense en vir enigiemand wat luister, want daai is 100% waar. Dankgesange, U wil ek in my handlied prys, al kwyn die sonlig in die
Shh, dan moet jy nie sê nie. Wat maak ek? So, das hy, so lekker is, koffie, pap en bos. So verstaan julle waarop ek afstuur. Maar julle het gesê, julle is nou gereed vir vlak 7. Laat ons net kyk, kamp, lekker, koffie, pap, bos. Wel, dit is eintlik net vlak 5, maar is julle gereed? Okay, verstaan julle gou die opdrag, of moet ek vir die nuus bietjie sê? So dit beteken jy moet nie kamp nie, en jy moet nie lekker nie, al is dit lekker, en jy moet nie koffie nie, al is koffie goud. Hoorie, kan ek al 'n grappie vertel? So, maak jou kinders groot op koffie, dan praat hulle nie teen nie. Okay, kom terug, ons wil daai selffoto op die siropie op die verhoog sien. Okay, vlak 5, is julle gereed? Julle het die uitdaging aanvaar. Okay, 1, 2, 3, wat maak ek? Oh, gaan verder. Okay, fokus. Okay, 1, 2, 3, wat maak ek? So, is, 1, okay, kom ons gaan weer. Ons kan dit doen. Selfs, sal jy dit voorstel? Miskien is daar 'n ekstra oom. 1, 2, 3. Wat maak ek? So, dis, 1, wat maak ek? So, dis, 1, dis, 1, dis, 1, wat maak ek? So, dis, 1. Nou ja, doen nou. Ons sing hom net 'n keer vol weer. Wat maak ek dan so lekker? Dis koffie, pap en bos. Wat maak ek dan so lekker? Dis koffie, pap en bos. Dis koffie, pap en bos. Dis koffie, pap en bos. Dat sê. Zeg nog 'n bietjie vir my. Selfbehoud offisiere. Selfbehoud offisiere. Al seisoene soos Marula's en in sy hande al my blom. Vlieg oor wit vinger met my drome. Kyk hoe glinster die maan. Nou is ons kinders oor die fynkies, hulle wissel al naftandjies. Ons liefde is steeds soos Jan Goede tyd. Ons slaap nie meer weer tente, ons liefde sny sy lente. Dit is warm somer, die jare stap al aan. Hoe span daai Browns broer nou op sy boude? Maar hoe laat hier mens wat rusplek gee? Leg oor dit vinger met my drome. Daar's 'n wolk oor die maan. Die mense sê wat om te doen, en hulle het dit en alles. So daai leiers, daai kinders leer nog. Ja, en hy is nog net 'n kind, maar hy leer om 'n leier te word. Ja. Hy het hulle gesê voortrekkers aandag, die vlagparade kom na die paal, het hulle dit gehoor? So dit was sommer net 'n kind, dit was nie so groot mense nie. Ons leer. Daai is ons kamp se wapens van laas jaar en van hierdie jaar. Wat lijkt dus Erik, hij is een Engelse kind en hij was een Op die plek, rust.
On 3. Voorwaarts, march. Voortrekkers op je plek rust. Vlak. Want raak je sloot uit. Stel met je broek, langbroek, de bootse, je kan niet naar een 4 plakjes in tekjes. Ja, maar nog eens saai. Ek moet ons gou van die woorde leer. Ja, wel, kan ons gou van die woorde leer. Okay, kom. As die kop. Veldwagters. Kom my man. Gaan met omtiep dalk. Nou, Ander kant toe. ander kant. As hy. Ja, ander kant toe. Tot sy ver gestap. As. Tog nie. En daar's hy weg. Meer was die slang. En wat dink julle is die grootste ding wat ek eet? Ekskuus? Krokodil is 'n bietjie nee. Nee. Daai haas. Deen of 'n groot Wat? luislang? O nee, net 'n luislang. Ja. 'n Luislang kan dit volgende man. Ja. So 'n luislang kan ek vir die man ook eet. So daar was al stories gewees dat 'n vrou 'n luislang as 'n troeteldier aangehou het. En toe die luislang nou soos ek sê, dis nie akkuraat nie, dis nou maar net die storie wat vertel word is dat die slang, maar die slang het saam met haar in die bed geslaap. En die slang het altyd so stokstyf langs haar kom lê. En sy het nie verstaan hoekom nie. En eventually toe praat sy eendag met 'n slangkenner en so voort. En toe sê hulle vir haar, hy meet haar. Ek wil kyk of hy kan eet. So want as jy kyk, al hierdie daar top is die sterk. Daar's nie, hoe kan ek sê, hy obviously sy organe sit in die voorkant en dan het hy die res van daai is basies waar hy sy wat mense stoorplek. Voedsel. Die maag of die darmes. So dis jy al gesien as 'n luislang eet, hy eet en dan aan die kant gebruik hy sy lyf om wat ook al hy eet af te beweeg. So nou wat hy vervel en wanneer hulle geëet het ook, is hulle verskriklik sensitief maar vulnerable. Broos. Hy's baie broos, dankie. Veral wanneer hulle geëet het, dis ook wanneer as 'n slang gehanteer word as hy geëet het, dan gooi hy op.
want hy stres, hy gaan dit nie verteer en gooi op. Die gevaar vir hom is as hy so klein bokkie geëet het, so 'n steenbokkie of so, en die ding is nou binne in hom en hy skrik, dan en hy gooi daai op, dan steek daai horings vas. En dit kan sy dood gee. Nou net vir julle ook net wys, hierdie lyk soos 'n gewone braaitang, maar dit is nie. As jy kyk, neef Pronie het hom bietjie gemodifieer. Nie goed genoeg. Nee, ek het hom net nie hard gedruk nie want ek wil hom nie seermaak. So jy hierdie kant is van 'n gewone braaitang byt mos nou maar so. Hierdie een het dan nou plat dat jy hom juis kan bietjie vashou. Ek sien op 'n stadium het ek hom aan die sterk weet gehad, redelik veilig was, maar ek wil ook nie te hard druk nie, dan gaan ek hom seermaak. Sien jy, so 'n slangetjie. Hy is cute. Ek stem 100% saam hy's cute. Kom ons laat hom vry. Kan ek hom vas? Hy gaan jou pik. Hy gaan jou byt. En hy's besig om te vervel ook. So dis een van die ander redes hoekom hy ook geïrriteerd is. Maar dis vir die van julle wat gewonder het, die luisteraar. Engels word hy genoem 'n rock python. Hulle word omtrent, ek het in my leeftyd nog net een gesien, wel, nie nog net een gesien nie, maar wat baie groot is. Een wat ons op ons plaas gekry het, sy was 8 meter lank. En toe, ek kan nou vir die van julle nie weet nie, my naam is Lianne. Toe doop my pa die slang Lianne. So die enetjie is nou nog klein. Julle kan sien hier agter waar hy besig is om te julle kan sien hy gaan nou nie, ek gaan hom nie verder. Jy kan hom laat bos toe seil as jy wil. Ja, so. Nee, in die kamp nie, ons moet in die kamp nie. Daar by die hek, kyk dan. Dis eintlik 'n kantoor. Ja, dit is. Soos die water strys sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy krou.